Hoofstuk 14. 'n soeker na waarheid. In die beloop van sy bediening het die apostel Petrus die gelowiges te Lydda besoek, en het hy Eneas, wat 8 jaar lank weens verlamming bedlend was, genees. Die apostel het gesê: Eneas, Jesus Christus maak jou gesond, staan op en maak jou bed op. Hy het dadelik opgestaan, en al die inwoners van Lydda en Saron het hom gesien en hulle tot die Here bekeer. Te Joppa, naby Lydda, het 'n vrou met die naam van Dorcas gewoon, en sy was weens haar goeie dade baie bemind. Sy was 'n waardige dissipelin van Jesus, en haar lewe was vol van vriendelike dade. Sy het geweet wie gerieflike klere nodig gehad het, en wie medelyde moes hê, en sy het die armes en die behoeftiges vrywillig gehelp. Haar bekwame vingers was bedrywiger as haar tong. En in die dae het sy siek geword en gesterwe. Die gelowiges te Joppe het besef dat hulle 'n groot verlies gely het, en toe hulle hoor dat Petrus in Lydda was, stuur hulle boodskappers na hom toe, wat hom moes smeek dat hy sonder uitstel na hulle moet oorkom. En Petrus het opgestaan en saam met hulle gegaan. En toe hy daar kom, bring hulle hom in die bovertrek, en al die weduwees kom by hom staan en ween, en wys hom die onder- en boklere wat Dorcas alles gemaak het, toe sy nog by hulle was. Met die oog op die lewe van die diens wat Dorcas gelei het, is dit geen wonder dat hulle gerou het, en dat warm trane op die lewelose liggaam geval het nie. Die apostel se hart is met medelee aangeroer toe hy hulle droefheid sien. Toe beveel hy dat die wenende vriende uit die vertrek uitgestuur moes word. En hy kniel en bid ernstig tot God om Dorcas se lewe en gesondheid te herstel. Hy het hom daarna op die liggaam gewend en gesê: Tabitha, staan op. En sy het haar oë oopgemaak, en toe sy Petrus sien, het sy regop gesit. Dorcas was vir die kerk van 'n groot diens, en God het dit goed geag om haar uit die land van die vyand terug te gee en te bring sodat haar vernuf en werkkrag ander nog tot seën kon wees, en ook dat die saak van Christus deur hierdie openbaring van sy krag versterk mag word. Terwyl Petrus nog in Joppe was, het God hom geroep om die evangelie na Cornelius in Caesarea te neem. Cornelius was 'n Romeinse hoofman oor 100. Hy was 'n ryk edelman en het 'n geëerde vertrouenspos beklee. Van geboorte, opleiding en opvoeding was hy 'n heiden, maar deur sy omgang met die Jode het hy 'n kennis van God opgedoen en hom met opregtheid van hart aanbid. Hy het die opregtheid van sy geloof deur liefdedade teenoor die armes bewys. Hy was wyd en suid bekend vir sy liefdadigheid, en sy regverdige lewenswyse het hom onder sowel die Jode as die heidene 'n goeie naam besorg. Sy invloed was 'n seën vir almal met wie hy in aanraking gekom het. Die ingegewe verhaal sê: hy met sy hele huis was vroom en godsvreesend en het baie almoes aan die volk gegee en was altyd deur in die gebed tot God. Omdat hy in God as die skepper van die hemel en aarde geglo het Cornelius hom vereer, sy gesag herken en in alle lewensaangeleenthede sy raad gevra. In sy huislike lewe en in sy amptspligte was hy getrou aan Jehovah. Hy het die altaar van God in sy huis opgerig, want hy wou dit nie waag om sonder die hulp van God sy planne uit te voer of sy verantwoordelikhede op te neem nie. Alhoewel Cornelius die profesieë geglo en na die koms van die Messias uitgesien het,
het hy geen kennis gehad van die evangelie soos in die lewe en dood van Christus geopenbaar nie. Hy was nie 'n lid van die Joodse kerk nie, en die rabbi sou hom as 'n heiden en onrein beskou het. Maar dieselfde heilige wagter wat van Abraham gesê het, ek het hom verkies, het Kornelius ook verkies en het 'n boodskap regstreeks uit die hemel aan hom gestuur. Die engel het aan Kornelius verskyn terwyl hy nog gebid het. Toe die hoofman hoor dat hy op sy naam genoem word, was hy bevrees. Nogtans het hy geweet dat die boodskapper van God kom en geantwoord, wat is dit, my Heer? Die engel het geantwoord, jou gebede en jou almoses het voor God in gedagtenis gekom. Stuur dan nou manne na Joppe en laat vir Simon haal wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n sekere Simon, 'n leerlooier wie se huis by die see is. Die duidelikheid van hierdie aanwysinge, selfs die naam en die beroep van die man by wie Petrus tuis was, is genoem. Dui daarop dat die hemel die lewensgeskiedenis van mense van alle stande ken. God is bekend met die lewe en werk van die nederige arbeider, sowel as met die van die koning op sy troon. Stuur dan nou manne na Joppe en laat vir Simon haal. So het God sy agting vir die evangeliebediening en vir sy georganiseerde kerk laat blyk. Die engel is nie beveel om die kruisverhaal aan Kornelius te vertel nie. 'n Man wat net soos die hoofman self aan menslike swakhede onderhewig was, moes hom van die gekruisigde en verreëse heiland vertel. God kies nie engele wat nooit geval het om hom onder die mense te verteenwoordig nie. Hy kies mense met dieselfde swakhede as diegene wat hy wil red. Christus het as mens gekom sodat hy die mensdom kon bereik. 'n goddelik-menslike heiland was nodig om aan die wêreld verlossing te bring. En aan manne en vroue is die heilige pand toevertrou. Die onnaspeurlike rykdom van Christus is verkondig. Efesiërs 3 vers 8. In sy wysheid bring die Here diegene wat na die waarheid soek in aanraking met medemense wat die waarheid ken. Dit is die plan van die hemel dat diegene wat die lig ontvang het, dit aan diegene moet uitdeel wat in duisternis verkeer. Die mens wat sy krag uit die groot bron van wysheid put, is die werktuig deur wie die evangelie sy veranderende invloed op gees en hart uitoefen. Kornelius het die hemelse boodskap met blydskap gehoorsaam. Nadat die engel weg was, roep die hoofman 2 van sy huisbediendes en 'n vroom soldaat van die wat altyd by hom was, en vertel hulle alles en stuur hulle na Joppe. Na sy onderhoud met Kornelius het die engel na Petrus in Joppe gegaan. Petrus was toe net op die dak van sy huis waar hy tuis was in gebed, en ons lees. Hy het baie honger geword en wou eet. En terwyl hulle besig was om klaar te maak, het daar 'n verrukking van sinne oor hom gekom. Petrus was nie net vir liggaamlike kos honger nie. Toe hy van die dak af na die stad Joppe en die omliggende omgewings kyk, was sy honger vir die redding van sy landsgenote. Hy het 'n sterk verlange gehad om hulle die skrifte te wys op die profeseë wat betrekking het op die lyding en dood van Christus. In die gesig sien Petrus die hemel geopend en 'n voorwerp so groot laken na hom afdaal, wat aan die 4 hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word. Daarin was al die 4-voetige diere van die aarde en die wilde en kruipende diere en die voëls van die hemel. Toe kom daar 'n stem na hom. Staan op, Petrus, slag en eet. En Petrus sê, nooit nie, Here, want ek het nog nooit iets onheilig of onreins geëet nie. En weer het die stem vir 'n tweede keer na hom gekom. Wat God rein gemaak het, mag jy nie onrein ag nie.
En dit het 3 maal gebeur en die voorwerp is weer in die hemel opgeneem. Hierdie gesig was vir Petrus sowel 'n bestraffing as onderrigting. Dit het die plan van God aan hom geopenbaar, dat die heidene deur die dood van Christus saam met die Jode die seëninge van verlossing sou erf. Tot nog toe het geen een van die disippels die evangelie aan die heidene verkondig nie. Die skeidsmuur wat deur die dood van Christus afgebreek is, het na hulle mening nog altyd bestaan. En hulle het net vir die Jode gewerk, want hulle het nog altyd geglo dat die heidene van die seëninge van die evangelie uitgesluit was. Nou het die Here geprobeer om Petrus die wêreldomvattende omvang van die goddelike plan te leer. Talle van die heidene het met belangstelling na die prediking van Petrus en die ander apostels geluister. En talle van die Grieks sprekende Jode het in Christus geglo. Maar die bekering van Kornelius sou onder die heidene die eerste van belang wees. Die tyd het aangebreek wanneer die kerk van Christus 'n heel nuwe werksgebied sou betree. Die deur wat talle van die Joodse bekeerlinge teen die heidene gesluit het, sou nou wyd oopgestel word. En die heidene wat die evangelie aanneem, moes op gelyke voet met die Joodse disippels behandel word, sonder om hulle aan die besnydenis te onderwerp. Hoe versigtig het die Here gewerk om die vooroordeel teen die heidene, wat by Petrus se gemoed weens sy Joodse opleiding so diep ingewortel was, te oorwin. Deur die gesig van die laken en sy inhoud het hy getrag om die vooroordeel uit die disippels se gemoed te verwyder en om die belangrike les te leer dat daar in die hemel geen aansien van persoon is nie, dat Jood en heiden in die oë van God gelyk is, dat die heidene deur Christus die seëninge en voorregte van die evangelie deelagtig kan word. Terwyl Petrus nog nagedink het oor die betekenis van die gesig, het Kornelius se manne in Joppa aangekom en by die poort van sy losiesplek gestaan. Toe sê die Gees aan hom: "Daar is 3 manne wat jou soek. Staan op, klim af en gaan saam met hulle sonder om te twyfel, want ek het hulle gestuur." Dit was vir Petrus 'n moeilike opdrag, en hy het die plig wat hom opgedra is, skoorvoetend onderneem, maar hy durf nie weier nie. Hy het afgeklim na die manne wat deur Kornelius na hom gestuur is en gesê: "Kyk, dit is ek wat julle soek. Wat is die rede waarom julle hier is?" Hulle het hom van die seldsame opdrag vertel en gesê: "Kornelius, 'n hoofman oor 100, 'n regverdige en godsvreesende man wat 'n goeie naam het by die hele Joodse nasie, het 'n goddelike openbaring ontvang deur 'n heilige engel om u te laat haal en na sy huis te hoor wat u sal sê." Gehoorsaam aan die bevele wat hy sopas van God ontvang het die apostel beloof om saam met hulle te gaan. Die volgende oggend het hy na Caesarea vertrek, vergesel van 6 van sy broeders. Hulle moes getuies wees van alles wat hy sou doen of sê, terwyl hy die heidene besoek, want Petrus het geweet dat hy verantwoording sou moet doen vir hierdie regstreekse oortreding van die Joodse leer. Toe Petrus in die heidense huis ingaan, het Kornelius nie soos 'n gewone besoeker gegroet nie, maar as een wat deur die hemel vereer en deur God gestuur is. Dit is 'n oorstigse gewoonte om voor 'n prins of 'n ander hoogwaardigheidsbekleer te buig, en ook vir kinders om voor hulle ouers te buig. Maar Kornelius was so oorweldig met eerbied vir die een wat deur God gestuur is om hom te leer, dat hy voor die apostel se voete neergeval en hom hulde bewys het. Petrus was ontset en het die hoofman opgerig en gesê: "Staan op, ek is self ook maar 'n mens." Terwyl Kornelius se boodskappers weg was,
het die hoofman alreeds sy familie en besondere vriende bymekaar geroep, sodat sowel hulle as hy die verkondiging van die evangelie kon aanhoor. Toe Petrus aankom, was daar 'n groot groep wat gretig gewag het om sy woorde te hoor. Petrus het die vergadering eers oor die Joodse gebruike toegespreek en gesê dat dit as teen die wet beskou was vir 'n Jood om met 'n heiden om te gaan en dat dit die persoon seremonieel kon besoedel. Hy het gesê: "Julle weet dat dit ongeoorloof is vir 'n Joodse man om met iemand van 'n ander volk omgang te hê of om hom te besoek. Maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. Daarom het ek, toe ek gehaal is, gekom sonder om te spreek. Ek vra dan om watter rede julle my laat haal het." Daarop het Kornelius van sy ondervinding vertel en van die woorde van die engel en ten slotte gesê: "Ek het toe op u daad na u gestuur en u het goed gedoen om te kom. Ons is dan nou almal voor die aangesig van God aanwesig om alles te hoor wat deur God aan u opgedra is." Petrus het gesê: "Ek sien waarlik dat God geen aannemer van persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is." Toe verkondig die apostel Christus aan daardie groep luisteraars sy lewe, sy wonderwerke, sy verraad en kruisiging, sy opstanding en hemelvaart en sy werk in die hemel as die mensdom se verteenwoordiger en voorspraak. Terwyl Petrus die aanwesiges op Jesus as die sondaar se enigste hoop gewys het, het hy self 'n beter begrip gekry van die betekenis van die gesig wat hy gesien het, en sy hart het gebrand met die gees van die waarheid wat hy voorgedra het. Skielik is die toespraak onderbreek deur die neerdaling van die Heilige Gees. Toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woorde gehoor het. En die gelowiges uit al die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek: "Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie." En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. So is die evangelie aan diegene verkondig wat vreemdelinge en buitelanders was, en het hulle medeburgers van die heiliges en lede van die huishouding van God geword. Die bekering van Kornelius en sy huisgesin was maar die eerstelinge van die oes wat ingesamel sou word. Uit daardie huis is 'n wye verspreide genadewerk in daardie stad verrig. God soek vandag onder sowel die vernaamste as die geringste gesinne siele. Daar is baie mense soos Kornelius, manne wat die Here met sy werk in die wêreld wil verbind. Hulle is Gods volk goedgesind, maar die bande wat hulle aan die wêreld bind, hou hulle styf. Dit vereis sedelike moed vir hulle om hulle standpunt in gunste van Christus te neem. Daar moet in die besonder gewerk word vir siele wat weens hulle verantwoordelikhede en omgang in sulke groot gevaar verkeer. God roep om ernstige, nederige werkers wat die evangelie aan die hoër stande sal verkondig. Daar moet wonderwerke van ware bekering geskied, wonderwerke wat nie tans gesien word nie. Die vernaamste mense van die aarde is nie buite bereik van 'n wonderwerkende God nie. As diegene wat medewerkers van God is, van hulle geleenthede gebruik wil maak, as hulle plig moedig en getrou wil doen, sal God manne wat verantwoordelike poste vul, intellektuele, invloedryke manne tot inkeer bring.
Deur die invloed van die Heilige Gees sal talle die goddelike beginsels aanneem. Wanneer hulle tot die waarheid bekeer is, sal hulle in die hande van God werktuie word om die lig te versprei. Hulle sal 'n besondere las hê vir siele onder hierdie verwaarloosde klas. Tyd en geld sal aan die werk van God bestee word en daar sal nuwe vermoëns en krag by die kerk gevoeg word. Omdat Kornelius gehoorsaam geleef het aan die onderrig wat hy ontvang het, het God sake so gereël dat hy meer waarheid ontvang het. 'n Boodskapper uit die hemelse howe is na die Romeinse hoofman en na Petrus gestuur, sodat Kornelius in aanraking gebring kon word met die een wat hom na groter lig kon lei. Daar is in ons wêreld baie mense wat nader aan die koninkryk van God is as wat ons dink. In hierdie donker, sondige wêreld het die Here talle kosbare juwele na wie hy sy boodskappers sal lei. Oral is daar diegene wat hulle standpunt vir Christus sal inneem. Baie van hulle sal die wysheid van God bo elke aardse gewin stel, en hulle sal getroue ligdraers word. Deur die liefde van Christus gedring, sal hulle ander dring om na hom te kom. Toe die broeders in Judea hoor dat Petrus na die huis van 'n heiden gegaan en die vergadering daar toegespreek het, was hulle verbaas en gekrenk daaroor. Hulle het gevrees dat sy handelswyse, wat vir hulle voorbarig voorgekom het, sy eie leer sou teewerk. Toe hulle Petrus weer sien, het hulle hom streng bestraf en gesê: "By onbesnede manne het jy in die huis gegaan en saam met hulle geëet?" Petrus het die hele saak aan hulle voorgelê. Hy het sy belewennisse met betrekking tot die gesig aan hulle verhaal en aangevoer dat hy hom beveel het om geen onderskeid meer tussen besnedenis en onbesnedenis te maak, of om die heidene as onrein te beskou nie. Hy het hulle vertel van die bevel wat hy gekry het om na die heidene te gaan, van die boodskappers wat hom besoek het, van sy reis na Caesarea en van sy ontmoeting met Kornelius. Hy het hulle die wese van sy onderhoud met Kornelius vertel en hoe laasgenoemde vertel het van die gesig waarin hy beveel is om Petrus te laat roep. Hy het gesê: "Toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval, soos ook op ons in die begin. En ek het die woord van die Here onthou, hoe hy gesê het: Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het, soos aan ons wat in die Here Jesus Christus geglo het, wie was ek dan, dat ek God kon verhinder?" Toe die broeders hierdie verhaal hoor, het hulle geswyg. Onder die oortuiging dat Petrus se handelswyse 'n regstreekse vervulling van Gods plan was, en dat hulle vooroordele en eensgesindheid heeltemal teenstrydig was met die gees van die evangelie, het hulle God verheerlik en gesê: "So het God dan ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk." So is vooroordeel dan sonder stryd afgebreek. Die eenssydigheid wat deur die gewoonte van die eeue opgerig is afgeskaf, en die weg is berei vir die verkondiging van die evangelie